Josef en sy drome, Genesis 37. Jaloesie of jaloers wees. Ons het al daarvan gepraat, maar is iets wat ons nou weer gesien het in die lewe van Josef. Nou het jy al gevoel wat het is om jaloers te wees? As iemand anders iets het wat jy dalk nie het nie. Partykeer kan dit wees dat hy dalk beter doen in akademie as jy, of beter in sport, of dalk het hy net iets wat jy graag wil hê. En het jy dan al gevoel, wat gebeur as jy so jaloers raak, dat jy dit dalk by hom wil vat? Of was jy dalk al in so 'n situasie, dat jy dalk iets gehad het, en dan wys jy vir die ander kinders, la capella, ek het tog iets wat jy nie het nie. Dit lei baie keer tot bekleierye of kwaadgevoelens. Vandag gaan ons leer van Josef en sy boeties, hoe sy boeties jaloers was op hom, en die slegte gevolge wat dit uiteindelik gehad het. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, U weer help ons vandag om te verstaan, help ons om soet te wees, mooi te luister na alles wat U vir ons leer. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Vandag se gedeelte kom weer vir ons uit Genesis 37. Genesis is die heel eerste boek in die Bybel. Kom ons sê die eerste 5 boeke saam. Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium. Kom ons luister nou saam na Josef en sy drome. Genesis 37. Jakob het in Kanaan gebly, die land waar sy voorvaders ook as vreemdelinge gebly het. Hier volg die familiegeskiedenis van Jakob. Josef was nog jonk, 17, toe hy kleinvee opgepas het, saam met sy broers, die seuns van Bilha en Silva, sy pa se vrouens. Josef het slegte stories oor sy broers by hulle pa aangedra. Van al sy seuns was Israel die liefste vir Josef, die seun wat in sy ouderdom gebore is, en daarom het hy vir Josef lang klere met moue gemaak. Toe sy broers gesien het, hulle pa vir Josef liewer het as vir enige van hulle, het hulle 'n afkeer van Josef gekry, en hulle het niks goeds oor hom gesê nie. Op 'n keer het Josef gedroom, en dit vir sy broers vertel. Daarna was hulle afkeer van hom nog groter. Hy het vir hulle gesê, luister na die droom wat ek gehad het. Ons was op die land besig om gerwe te bind, en skielik gaan staan my gerf regop, en julle gerwe gaan staan daar rondom, en hulle buig voor myne. Toe sê sy broers vir hom, jy verbeel jou, jy sal oor ons koning word. Dink jy dalk, jy sal oor ons regeer? Oor sy drome en sy praatjies het hulle 'n nog groter afkeer van hom gekry. Hy het ook nog 'n ander droom gehad, en hy het dit vir sy broers vertel. Hy het gesê, ek het weer gedroom. Die son en die maan en 11 sterre het voor my kom buig. Toe hy dit vir sy pa en sy broers vertel, het sy pa hom berisp en vir hom gesê, wat vir 'n soort droom is dit wat jy gehad het? Verbeel jy jou en dat ek en jou ma en jou broers moet voor jou kom buig? Sy broers was afgunstig van hom, en sy pa het aan die droom bly dink. Josef se broers het hulle pa se kleinvee gaan oppas in Sichem. Toe sê Israel vir Josef, kyk, jou broers pas kleinvee op in Sichem. Ek wil jou na hulle toe stuur.
Josef het geantwoord, goed pa. Toe sê Israel vir hom, gaan kyk of alles nog reg is by jou broers en met die kleinvee en kom vertel my alles. Josef het hom van die laaste by Hebron afgestuur na Sichem toe. Hy het daar in die veld rondgesoek en toe kom 'n man by hom en die vra vir hom, wat soek jy? Josef antwoord hom, ek soek my broers. Kan jy my dalk sê waar hulle kleinvee oppas? Toe sê die man, hulle het van hier af versit. Ek het gehoor, hulle sê hulle wil na Dothan toe gaan. Josef is toe agter sy broers aan en hy het hulle by Dothan gekry. Hulle het hom al van ver af gesien en voor hy by hulle gekom het, het hulle ooreengekom om hom dood te maak. Hulle het naamlik vir mekaar gesê, kyk, daar kom die ou dromer aan. Kom ons maak hom dood en gooi hom in 'n put. Ons kan sê, 'n roofdier het hom opgevreet. Dan sal ons sien wat word van sy drome. Reuben het hulle oor praat en omdat hy vir Josef wou red, het Reuben gesê, nee, ons moet hom nie doodmaak nie. Moenie moord pleeg nie. Gooi hom liewer in hierdie put hier in die veld. Moenie sy lewe neem nie. Reuben het dit gesê sodat hy vir Josef kon red en hom na sy pa toe terugstuur. Josef het skaars by sy broers aangekom of hulle trek sy klere uit. Die lang klere met moue wat hy aangegaan het. En vat hom en gooi hom in 'n put. Dit was 'n droë put sonder water. Daarna was hulle gaan sit en eet. En toe hulle weer sien, kom daar 'n klomp Ismaeliete, handelaars uit Gilead aan. Hulle was op pad na Egipte toe en op hulle kamele was daar gom, balsem en hars gelaai. Toe sê Juda vir sy broers, watter nut het dit vir ons om ons broers dood te maak en dit dig te hou? Kom ons verkoop hom aan die Ismaeliete. Ons moenie sy lewe neem nie. Hy is ons broer. Hy is bloedfamilie. Juda se broers het na hom geluister en toe daar van die Midianitiese handelaars verbykom, het die broers vir Josef uit die put uit opgetrek en vir 20 stukke silwer aan die Ismaeliete verkoop en die het hom Egipte toe gevat. Toe Reuben terugkom by die put, was Josef nie daar nie. Reuben het sy klere geskeur en teruggegaan na sy broers toe en vir hulle gesê, die kind is weg, wat moet ek nou doen? Maar sy broers het 'n boklam geslag en die klere van Josef gevat en in bloed gedoop. Toe stuur hulle Josef se klere met 'n boodskap vir hulle pa. Ons het dit opgetel. Kyk of dit dalk u seun se klere is. Israel het dit herken en gesê, dit is my seun se klere. 'n Roofdier het hom opgevreet. Josef is opgevreet. Jakob het sy klere geskeur en rouklere aangetrek. Hy het lank oor die seun getreur. Al sy kinders het vir Jakob probeer troos, maar hy wou hom nie laat troos nie. Hy het gesê, ek sal bly treur oor my seun, tot ek by hom in die dood is. So het Josef se pa bly treur oor hom. Die Midianiete het vir Josef in Egipte verkoop aan Potifar. Hy was aan die Farao se paleis verbonde as hoof van die leiwag. Ons memoriseervers is 1 Korintiërs 13 vers 4. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Kom ons sê dit weer saam. 1 Korintiërs 13 vers 4. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie,
is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Wat het ons uit vandag se gedeeltes geleer? Die eerste ding wat ons geleer het, is om te sien hoe jaloesie gemaak het dat Josef se boeties afgunstig geraak het van hom. Baie keer kan ons ook jaloers wees. En dit kan lei dat ek nie hou van 'n ander persoon nie. So jaloesie lei gewoonlik na iets erger toe en na iets slegter toe. 'n Tweede ding wat ons geleer het, is Josef het sy drome wat die Here vir hom gegee het, vertel. Hy het tog gedoen wat die Here gesê het. En die gevolg was dat sy boeties kwaad geraak het vir hom en nog meer jaloers geraak het op hom. Ons leer baie keer daaruit dat mense ons baie keer wil help. Dat dit wat die Here vir ons leer aan jou mee wil help. Dan moet ons nie jaloers wees nie, want dan gaan ons dalk nie kry wat die Here vir ons wil gee nie. Ons moet luister, ons moet nie jaloers raak op mense wat ons wil help nie. Of mense wat dit wat die Here vir hulle sê of wys verwerp nie. Ons het ook gesien dat 'n man vir Josef kom help het. Dat die Here ook vir ons, wanneer dit moeilik raak, mense stuur om ons te help. En die Here weet wanneer ons dit nodig het. Baie keer in ons eie lewens, as dinge moeilik is en dinge is sleg, dan stuur die Here vir ons mense om ons te help. Dit gee vir ons hoop om te weet, die Here stuur vir ons mense wanneer ons dit nodig het. 'n Vierde ding is dat ons gesien het hoe Josef se boeties so jaloers geraak het, dat dit gemaak het dat hulle homself sou doodmaak. Baie keer is ons ook so jaloers op mense, dat ons net met hulle wil beklei, en dan het baie keer tot bekleierery uitloop. Ons moet weet, as ons jaloers is, dan moet ons nie luister na ons jaloesie nie, ons moet vir die Here bid, en met die Here praat daaroor, dat dit nie lei tot iets erger nie. 5de ding wat ons geleer het, is Reuben het gesien sy boeties doen die verkeerde goed, en hy het besluit, hy wil later gaan help. Ons moet leer, dat as ons weet iets is verkeerd, ons nie net stil bly nie, ons moet iets aan doen, en ons moet dit sê. 'n 6de ding wat ons geleer het, is dat ons jaloesie baie keer kan lei tot iemand anders se hartseer. Daarom moet ons weet, dat dit wat ek voel, het ook 'n invloed op ander mense. 'n Laaste ding wat ons geleer het, is dat ons tog kan sien, dat die Here vir Josef, nadat hierdie verskriklike goed met hom gebeur het, dat die Here hom tog weer gehelp het, deur hom 'n slaaf te maak in die koning se paleis, waar hy daar baie belangrike posisie gekry het, hoe die Here hom ook gehelp het. Baie keer, as ek geboelie word, kan ek op die Here vertrou. En ons kan weet, al doen mense slegte goed, dat die Here my baie keer juis gaan gebruik daaroor. En dit gee vir my hoop, om te weet, dat die Here my ook help. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Liewe, dankie dat ons kan weet, U is by ons. Baie keer as die slegte dinge gebeur, dan vergeet ons, U is naby ons. Baie keer voel dit vir ons, nou is ons kinders, en ons word dalk geboelie, of iets slegs gebeur, en dan wil ons nie altyd wag tot eendag as ons groot is, om te sien hoe U dit dalk gebruik nie. Maar Here, gee vir ons hoop, gee vir ons nuwe krag, en help ons om aan te hou, op U bly vertrou, en op U te hoop, selfs al is daar slegte dinge in ons lewens. Dankie dat U ons sondes vergewe, help deur U Gees om al hoe meer dat ons sal lewe soos wat U wil hê ons moet lewe. Bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. En onthou, jaloesie lei tot sonde, maar ons gaan na die Here toe.